Geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. 2 Petrus 1 vers 21. Maar deur die Heilige Gees gedrywe. In 1 Petrus 1 vers 10 sê Petrus dit 'n bietjie anders. Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors. En hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruitgetuig het oor die lyde van Christus en die heerlikheid daarna. In 2 Petrus sê hy, dit was die Heilige Gees. In 1 Petrus sê hy, dit was die Gees van Christus. Die Heilige Gees is die Gees van Christus. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele skrif is deur God ingegee, bedoelende die Vader, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot onderwysing in die geregtigheid. Daar sê die skrif, die Vader het die skrif ingegee. 1 Petrus, die Gees van die Seun van Christus, het die skrif ingegee, het die profete gedryf. In 2 Petrus, die Heilige Gees, die drie-enige God, was gesamentlik aan werk in die totdaarstelling van die Bybel. Ek vind egter die verwysing na die Gees van Christus, aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir hulle bestem het, ondersoek en nagevors en het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was gewys het, toe hy, die Gees van Christus, vooruitgetuig het van die lyde van Christus en die heerlikheid daarna. Dat dit inderwaarheid die Here Jesus self was, wat honderde jare voor sy geboorte die pad van sy koms uitgeplavei het. Neem nou maar Jesaja byvoorbeeld, in Jesaja 7:14. 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Nee, dis Jesaja hoofstuk 9. Jesaja 7, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Daarmee, met daardie profesie, het Jesus eintlik vir hom honderde jare voor sy koms sy pad uitgeplavei na die wêreld toe, sodat hy in die krag van sy eie profetiese uitsprake kon lewe. Is mooi, nee. Wat ook interessant is die opmerking wat Paulus maak in Galasiërs 3 vers 16. Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Dan quoteer hy Genesis 22 vers 18, waar Abraham en Isak op een van die berge in die land Moria was, waar hy Isak sou offer. En dan praat God met hom, en hy sê vir hom in Genesis, in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseënd wees. Dis nou ons wat hier sit. In jou saad. Nou sê Paulus, Galasiërs 3:16, nou is aan Abraham, verwysende daarna, die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie aan sy saade, asof dit op baie sien nie, maar op een en aan jou saad. Dit is Christus. Dus die profesie, deur die Gees van Christus aan Abraham, 2000 jaar voor die geboorte van Jesus, sê dat in Abraham se saad, enkelvoud, Jesus voorspel dat in Christus
sal alle mense geseënd word. Jesus het voorspel, die Gees van Christus het voorspel, het geprofeteer, dat in die saad van Christus, Paulus sê, dit is Christus, die hele wêreld geseën sal word. Is God nie wonderlik nie? En as jy dan die geslagregister van Abraham, van Jesus neem, sê maar soos dit in Matteus 1 aangebied word, dan kan jy sê, die saad van Abraham, Christus, het ons geseën. Maar dit was nie net Abraham se saad nie. Abraham het 'n seun gehad, en sy naam was Isak. Dus in die saad van Isak, so loop die lyn, Abraham, Isak, Jakob regdeur, tot by die Here Jesus. Onse God was in beheer. En vanaand wil ek hierdie verklaring maak. Onse God bly in beheer. Al sien die wêreld dit nie, en al twyfel mense soms daaraan, God is in beheer. Kyk maar hoe die geslagte geloop. Abraham was die vader van Isak, en Isak was die vader van Jakob, en Jakob was die vader van Juda en sy broers, en Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar, en Peres was die vader van Hesron, en Hesron die vader van Ram, Ram die vader van Aminadab, en Aminadab die vader van Nachson, en Nachson die vader van Salmon, en Salmon die vader van Boas by Ragab. Jy kan dit in Matteus 1 gaan lees. En Boas die vader van Obed by Rut, en Obed die vader van Isai, en Isai die vader van koning Dawid, en koning Dawid die vader van Salomo by die vrou van Uria. En Salomo die vader van Rehabeam, en Rehabeam die vader van Abia, en Abia die vader van Asa, en Asa die vader van Josafat, en Josafat die vader van Joram, en Joram die vader van Agas, en Agas die vader van Hiskia, en Hiskia die vader van Manasse, en Manasse die vader van Amon, en Amon die vader van Josia. Het ek het nog reg, Pastor Lorenz? Ja. En Josia die vader van Jegonia en sy broers in die tyd van die Babyloniese ballingskap. En na die Babyloniese ballingskap het Jegonia die vader geword van Sealtiel, en Sealtiel die vader van Serubabel, en Serubabel die vader van Abid, en Abid die vader van Eljakim, en Eljakim die vader van Asor, en Asor die vader van Sadok, en Sadok die vader van Achim, en Achim die vader van Elied, en Elied die vader van Eleazar, en Eleazar die vader van Matan, en Matan die vader van Jakob, en Jakob die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Jesus, wat Christus genoem word. Daar loop die lyn van Abraham deur Dawid tot op Jesus, enkelvoudig. God is in beheer. Rondom ons kan dinge gebeur wat lyk of het hande uitruk, en partykeer ruk hierdie wêreld hande uit. Maar ons staan veilig op die rots Jesus Christus. Selfs sy geboorte, kyk, profeties sê die Heilige Gees, ja, profeties sê die Gees van Christus, Jesus se koms aangekondig. Die gehele geslagslinie geneem, en toe word hy gebore. Matteus 1:18 sê, die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. Maria se swangerskap was 'n bonatuurlike handeling van die Heilige Gees. Dus profeties rus die Gees op Jesus, vanuit die geslagslinie het die Heilige Gees dit alles moontlik gemaak. Sy verwekking was 'n deel van werk van die Heilige Gees. En toe hy omtrent 30 jaar oud was, het hy afgekom na Johannes die Doper toe, om deur Johannes sy neef gedoop te word. En Matteus 3:16 sê dat nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water uit opgeklim, en toe gaan die hemele vir hom oop, en hy sien die Heilige Gees in die liggaamlike vorm, sê Lukas, van 'n duif op hom neerdaal,
en die het op hom gebly. En daar het die Vader Jesus gesalf met die Heilige Gees. Nie gedoop in die Heilige Gees nie. Jesus doop ons met die Heilige Gees en dan spreek ons in tale, maar die Heilige Gees het oor Jesus gekom en die Vader het Jesus gesalf in die amp van Christus. Daarom sê Handelinge 2:36, God het hom Here en Christus gemaak. Toe hy gesalf is, het hy die Christus portfolio of portefeulje aangeneem. En toe die Heilige Gees iets baie eenaardigs met Jesus gedoen. Nadat hy daar uit die water uit opgeklim het en die Gees op hom kom rus het, het die Heilige Gees 'n baie snaakse ding met Jesus gedoen. Hy het hom weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. Dit lees jy in Matteus 4 vers 1. Markus sê, hy is deur die Gees gedrywe na die woestyn om versoek te word deur die duiwel. Die wat van julle wat grammatikaal, taalkundig georiënteer is, in die Griekse taalkunde het ons 'n konstruksiekie wat sê, na werkwoorde van beweging kry jy altyd 'n infinitief van doel. Die werkwoord van beweging was weglei. Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in. Dis die werkwoord van beweging. Met watter doel? For what purpose? Die doel was dat hy versoek sou word deur die duiwel. Wie was die versoeker? Satan was die versoeker. Wie het die hele versoekingssituasie opgestel? Die Heilige Gees. Dis presies wat dit beteken, hoor. Toe is Jesus die Gees weggelei die woestyn in om versoek. Jy kan ook sê, sodat hy versoek sou word deur die duiwel. En julle weet hoe hy die versoeking afgeslaan het. Toe die duiwel vir hom sê, nadat hy baie honger geword het, as hy die seun van God, hy sê vir die brode om klippe te word. Julle onthou wat hy gesê het, toe die duiwel hom op die dak van die tempel bring en sê, spring hier af en daar staan geskrywe, hy sal sy engele aangaande u bevel gee. Julle onthou wat hy vir die duiwel gesê het, toe die duiwel hom op 'n hoë berg gebring het en hom al die koninkryke van die wêreld gewys het in 'n oomblikse tyd en vir hom gesê, dit gee ek vir jou as jy hier neerval en my aanbid. En hoe dat Jesus elke keer, wanneer die vyand versoeking gebring het, dit afgeslaan het en dit oorwin het. Reg? Waarom sou die Heilige Gees so 'n eienaardige ding gedoen het om Jesus na die woestyn te lei sodat hy versoek kon word? Waarom? Die antwoord is basies eenvoudig, omdat ons versoek word. En Jesus was versoek, en deur die versoeking het hy die oorwinning behaal, sodat ons die oorwinning kan behaal, wanneer ons versoek word. Alle mense word versoek. Dis nie vreemd as ek vanaand vir julle twee sê, iedere persoon wat in hierdie kerk sit, insluitende die pastore en die prediker, word versoek van tyd tot tyd. Want 1 Korinte 10 vers 13 sê, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe wat eie is aan die menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar saam die versoeking sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Geen versoeking het julle aangegryp, behalwe dit wat eie is aan mense nie. Mense word versoek. En mense word op die eienaardigste maniere versoek. Maar nou sê die Bybel in Hebreërs 4 vers 15, ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek was, net soos ons, maar sonder sonde, en daarom kan hy medelee hê. Want een van die moeilikste goed
om af te slaan is versoekings. Want as 'n mens val vir 'n versoeking, dan voel jy skuldig. Ek bedoel, as 'n gelowige buig voor versoeking en jy sondig deur die versoeking, dan voel jy skuldig. En dan kan dit 'n afstand tussen jou en God bring. Hebreërs 2:18, want deurdat Jesus self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Ek word ook versoek. Toe ek jonger was my versoekings bietjie anders as nou. Toe ek en Helen op ons honeymoon was, ons witbroodsereis, daar in Amanzimtoti, stap ons daar langs die see. En toe ek weer sien, kom hier so 'n pragtige jong dingetjie, as u sal verstaan wat ek bedoel. Van vooraf aangetrippel. En ek kyk en Helen sê vir my, wat kyk jy? Sy sê, as jy wil kyk, kyk vir my. Het is wonderlik hoe dat, as iemand saam met jou is, jy die versoeking makliker kan afslaan. Moet dus nie, as jy versoek word, alleen na die versoeking toe aangaan nie, maar vat jou vrou saam. Ek kan maar sê ja hoor. Wanneer ek 'n casino besoek, van tyd tot tyd, so 1 keer in 5 jaar of 10 jaar, dan sit om daar te gaan eet. Ek dobbel nie. Ek glo aan werksetiek. Paulus sê, die wat nie wil werk nie, moet ook nie eet nie. Gaan kyk maar, hy sê dit in Thessalonisense. Ek werk dus vir my geld. Maar wanneer ek soms daar kom en ek daar sit en eet en ek kyk so deur die saal en ek sien al hierdie masjiene met hulle flikkerende ligte. Op 'n Saterdagoggend 9:00 as ek daar gaan ontbyt eet met die pastoor saam met my, dan sien ek hoe die ou, ekskuus dames, sien ek hoe die ou vrouens voor daai masjiene sit en die R100 so die een na die ander daar aanstoot. Die versoekingsgogga van dobbelary het hulle gebyt. Dink jy ek is reg as ek dit sê? Ja. En dan is daar 'n baie eienaardige ander versoeking wat mense kan beetpak, wat gelowiges kan beetpak, en daaroor wil ek 'n bietjie praat. En dis die versoeking van ongeduld. Die versoeking van ongeduld. Ongeduld met God. Jakobus 5 vers 7 sê, wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee, totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang het. Vers 8, julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Neem as voorbeeld van lyding, my broeders, en van geduld, die profete, wat in die naam van die Here gespreek het. Nou hier kondig Jesaja 800 jaar voor die koms van Jesus, en dis toe Jesaja gewerk het, kondig hy die koms van Jesus aan. En hy wag, en die Messias kom nie, en toe sy later dood. En na met die volgende geslag opgestaan, en Jesaja se profesie gelees. Neem as voorbeeld van lyding, my broeders, en van geduld die profete wat in die naam van die Here gespreek het. En 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 jaar het verby gegaan en die Messias het nie gekom nie. En tog het hy gekom. Ek sê Jesus was hier. Sê tog ja. Julle glo dit mos. Julle glo mos Jesus was hier.
Hy is gebore uit Maria, hy was hier omtrent 2000 jaar terug. Nou daarmee sê ek nie, dit gaan nog 800, ek sê nie, dit gaan nog 800 jaar duur voor Jesus terugkom nie, ek dink dit gaan baie spoedig wees. Ek glo dat daar vaste tekens is in die skrif, waarna 'n mens kan kyk, en daaroor praat ek ongelukkig nie vanaand nie. Maar ek kan wel een van die tekens vir julle noem, en dis wêreldevangelisasie. Want Jesus self sê in Matteus 24 vers 14, hierdie evangelie moet verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Einde bedoelende dit van wêreldevangelisasie, dit wat die kerk doen. Dan kom die kerk se werk tot 'n einde. Wanneer die evangelie, en in ons tyd is die evangelie wêreldwyd verkondig. Daar is sekerlik nie 'n nasie op aarde wat nie weet van Jesus Christus nie. Selfs die moslimnasies weet dit. Dis hoekom sommige van hulle die verkondiging van Christus verhinder en verbied. Hulle weet van Jesus. Die Bybel sê nie almal gaan tot bekering kom nie. Die Bybel sê 'n getuienis vir al die nasies. En nou is dit so dat sommige onder ons so ongeduldig raak met God. Ek dink dis die probleem. Nee, die probleem is nie dat mense wat datums vir die koms van Jesus of vir die wegraping voorspel. Die probleem is nie dat hulle onywerig is nie. Die probleem is nie dat hulle 'n grappie probeer maak nie. Ek dink die probleem is hulle so ernstig dat die Here moet kom, dat hulle hom eintlik wil forceer om te kom. Deur 'n datum vas te stel en sê op daai datum moet hy wees. In 156 na Christus was daar 'n profesie in Frigië, in Asië, waar 'n kerel met die naam van Montanus geprofeteer het dat Jesus in die jaar 156 na Christus gaan terugkeer na Frigië, en dat die nuwe Jerusalem uit die hemel by daai stad gaan neerdal en die koninkryk gaan kom. 156 na Christus. Hier in 1877 het die Jehovah se getuiebeweging, 'n jong beweging destyds, geprofeteer dat Jesus Christus se wederkoms in 1914 gaan plaasvind. En toe breek die Eerste Wêreldoorlog uit. En toe 1914 verby is, toe sê hulle, hy het gekom, maar hy het geestelik gekom. Maar dink aan die skade wat gedoen word onder gelowiges en onder nie-gelowiges, wat spot met gelowiges wanneer gelowiges datums probeer voorspel. Dink aan die skade. Ag nee man, God is nie getrou aan sy woord nie, kan iemand sê. Want as hierdie toegewyde geestelike man of vrou voorspel het Jesus kom op die 23ste September 2025 en dit gebeur nie, dan is dit mos eintlik God wat die fout gemaak het, nie waar nie? Weet jy dat die ongeduld van mense, regtig, Jakobus sê dit, die ongeduld van mense bring soms oneer aan God. Ons moet ook geduldig wees met God in ons alledaagse lewe. Baie keer wanneer ons bid, raak ons so ongeduldig en ons sê, Vader, as U nie nou 'n antwoord gee nie, is dit te laat. God is nooit te laat nie. Die rede waarom God nooit te laat is nie, is omdat hy die toekoms ken. Glo julle dit? Glo julle God weet wat môre gaan gebeur? Ek kan nie mooi hoor nie. Glo julle God weet wat volgende week gaan gebeur? Ek glo dit ook. Glo julle God weet wat oor 5 jaar gaan gebeur? Glo julle dit? Nou is julle bietjie stiller. Glo julle God weet wat oor 100 jaar gaan gebeur? Ja.
dan kan ons mos geduldig wees in sy teenwoordigheid. Ons moet so lewe asof Jesus vanaand 9 uur kan kom. Ons moet so werk asof hy oor 50 jaar nog nie gekom het nie. Verstaan u dit? Ek het na 'n sekere broer se gesprekke geluister oor Google, wat gesê het dat Jesus kom op die 23 September terug en dan van die wegraping van die kerk plaas. En hy het verwys na Charlie Kirk, wat vroeër in September doodgeskiet is. En toe neem die spreker omstandigheidsgetuienis in ag en hy sê, het julle geweet, met 'n driftige stem hoor, het julle geweet dat op die oomblik, toe Charlie Kirk in Amerika doodgeskiet is, was dit 23 minute voor 9 in Israel. Sien jy? Op die 23ste van die 9de maand kom Jesus terug. Die dood van Charlie Kirk bevestig dit. Vriende, jy kan nooit omstandigheidsgetuienis, circumstantial evidence, van buite af neem en dit op die Bybel van toepassing maak nie. Gedurende die Tweede Wêreldoorlog het die hele Christelike kerk byna verkondig dat Adolf Hitler die antichrist was. Hy was nie die antichrist nie. Hy was miskien 'n antichrist. Maar die antichrist, sê die Bybel in 1 Johannes 2, sal deur die wederkoms van Jesus tot niet gemaak word. En Hitler is lankal dood, en Jesus het nog nie gekom nie. Sien julle, hy was nie die antichrist nie, sê tog ja? Ja, sien julle, hoe versigtig moet 'n mens wees? Moenie ongeduldig wees met God nie. Dis een van die groot lesse wat 'n mens leer as jy 'n tyd lank met God gewandel het. God is nooit volgens ons berekening haastig nie. Maar ons is vooruit en die Here kom agterna. Here, u moet bietjie opskit. Kom, daar's 'n paar goed wat gedoen moet word in my lewe. Ja. En dan stap God op sy eie gerusheid en op sy eie spoed, want die Godheid beweeg teen die gang van volmaaktheid. Nou, in die een gesprek waarna ek geluister het, word gesê, die dag en die uur is nie bekend nie. En net daarna sê hy, die dag is die 23ste September. En weerspreek die man hom, sonder lyk dit vir my dat hy dit weet. Hoe kan jy sê die dag en die uur is nie bekend nie, en dan sê jy, en die dag waarop hy gaan kom is die 23ste September. Dis 'n weerspreking. Moenie dat jou ongeduld jou waansinnig maak nie, hoor. Moenie dat jou ongeduld jou ongelowig maak nie, hoor. Bly by die Here. God is 'n goeie God. Die teks is Handelinge 13 vers 32. Jesus sê dit, van daardie dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel, of die Seun nie, maar net die Vader. Wie weet dit nie? Die engele weet dit nie. Toe Jesus op aarde was, het hy dit ook nie geweet nie aan die hand van sy menslikheid, sy vleeswording. Die engele weet nie wanneer Jesus terugkom nie. Jesus Christus sê dit self, van die dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel nie. Nou, hier is 'n goeie vraag. Vader, waarom het u nie vir die engele gesê wanneer Jesus terugkom nie? Want een van die engele se probleme is, hulle kan skinder. Julle weet dat demone ook engele is, nie waar nie? Ek sê julle weet dat demone, duiwels, gevalle engele is, nie waar nie? Ja, want Judas sê en die engele wat hulle eie woning nie bewaar het nie, maar hulle eie beginsel verlaat het, hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder die duisternis bewaar. Dis 'n bepaalde groep engele wat demonies geword het. En as God dit vir hierdie engele gesê het, dan sal hy dit vir daai ook moet kan sê.
En ek sê die demone kan vreeslik skinder. Hulle sou nie hulle mond gehou het nie. Hulle sou nie hulle mond gehou het nie. Nou maar waar kry ek eintlik hierdie dat die engele nie so vertroubaar is nie? Ek lees dit in Job 4 vers 18. As jy nou 'n Bybel het, wil jy nie gou blaai na Job 4 vers 18, asseblief. As jy nie weet waar dit is nie, dis in die Ou Testament. En nog nie weet waar dit is nie, is net voor die Psalms. Kry die Psalms. En dan gaan jy een boekie terug, dan sê by Job. En dan kyk jy in hoofstuk 4. En dan kyk jy in vers 18. Kyk in sy dienaars, stel hy geen vertroue nie. En by sy engele ontdek hy dwaling. Staan dit daar? Ek kan nie hoor nie. Staan dit daar en by sy engele ontdek hy dwaling? Sê maar ja. Ja, die wat dit gelees het. Hoeveel te meer, die volgende versie, hoeveel te meer by hulle, wat in kleihuise woon. Dis nou ons, die is 'n kleihuis, ek is uit stof gemaak. Adam is uit stof gefabriseer, sien julle dit? So ons woon in kleihuise. Hoeveel te meer by die wat in kleihuise woon, wie se grondslag in die stof is, wat fyn gedruk word soos 'n mot. Ons kom uit die grond. Ons is nie veel werd nie, hoor. Ons kan soos 'n mooitjie stikkend gedruk word. As God nie eers die engele sal vertrou nie, hoe sal hy ons vertrou? Dink julle as God nie die dag van die wederkoms of van die wegraping dan aan die engele bekend gemaak het nie, dink julle hy sal dit aan 'n mens bekend maak? Nooit. Ja, maar dis die dag en die uur. Dan het die persoon die Handelinge 1 gelees nie. In Handelinge 1 staan dit bietjie anders dan vers 7. Vers 1 sê, die eerste, dis Lukas wat praat, die skrywer van die boek Handelinge. Die eerste verhaal Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie ook na sy lyde hom lewend vertoon het, met baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het. En terwyl hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee en gesê, moenie van Jerusalem weggaan nie, maar wag, julle moet wag op die belofte van die Vader wat julle, het hy gesê, van my gehoor het, want Johannes het wel met water gedoop, ek dink is vers 5, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Is dit vers 6? Toe vra hulle hom, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Vers 7, en hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe. Verstaan nie Afrikaans? Dit kom julle nie toe. It is not for you. Oeg, homoon esten, sê die Grieks. Oeg, homoon esten. Dis nie vir julle nie. Gnonai echrus kai kairos, om die tye of geleenthede te ken, hus hopater etheto ente idea exousia, wat die Vader volgens sy eie mag bepaal het nie. Hy sê, dit kom julle nie toe, sê hy vir sy disippels, vir die apostels, en as hy nie die datum van sy wegraping van sy wederkoms vir Petrus gegee het, en vir Jakobus gegee het, en vir Johannes gegee het, hoekom sal hy dit vir my gee? Piet Pompies, wat hier van die kant af ingekom het. Ek vra, as God nie eers vir sy apostels die tye of geleenthede van die wederkoms bekend gemaak het nie, hoekom sal hy dit dan Piet Koos en Klaas bekend maak? Nee. Hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, kan iemand hand ophef, julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Moenie ongeduldig word
met God nie. Jakobus sê, dis een van die probleme in terme van die wederkoms, dat mense ongeduldig raak met God. Ek raak ook soms ongeduldig, en dan sê Helen vir my, steek jou ongeduld in jou sak. So dit is goed om 'n broek te dra met 'n sak. Helen, dis my baas as ek by die huis is, verstaan jy dit? Die Bybel sê nie die man is die hoof van die huis nie. Ek weet ons sê dit altyd. Die man is die hoof, dit staan nêrens in die Bybel nie. Die Bybel sê die man is die hoof van die vrou. Het julle dit? Maar die vrou kan ook die hoof van die huis wees. Paulus sê, ek wil hê dat die jong weduwees met trou kinders baar, hulle huise regeer. Die vrou kan ook die baas van die huis wees. En wanneer met die diaken sê, julle moet julle eie huise regeer. So mans kan ook die hoof van die huis wees. Dankie Vader. Nou wat by ons gebeur, ons verdeel die huis. Ek is baas in die sitkamer, want dis waar ek sit. Helen is baas in die kombuis. As sy daar besig is, en ek daar aankom en ek ruik hierdie heerlike gereg, dan wil ek net die pot se deksel oopmaak, om 'n bietjie te ruik, dan sê sy vir my, dan sê die baas vir my, dis nog nie etenstyd nie hoor. Wag totdat ek jou roep. En dan draai ek om, soos 'n gehoorsame, en ek gaan sit in my sitkamer waar ek die baas is. Is dit nie goed om die Here te dien nie? Ek vra vir julle, is dit nie goed om die Here te dien nie? Is dit nie lekker? Kom ons gee vir die Here 'n lekker handeklap. Ja. Langehoven het gesê, die een moet nie die baas wees nie. Altyd moet die baas wees. Die een keer moet die een die baas wees, die ander keer moet die ander een die baas wees. Nou ja, gee ek dit vir julle as 'n wenk. Broers, moenie altyd probeer om die baas te wees nie. Hier maak my vrou soos ek sê. Nou goed suster, dan sê jy vir hom, maar hier maak jy soos ek vir jou sê. Sodat daar 'n mooi balans kan kom in die hele verhouding, is dit nie waar nie. Vrouens het baie meer wysheid. As wat sommige onnozelmans dink. Ek het dit met oor jare geleer hoor. Ek was verskriklik slim toe ek getroud is. Ek verstaan haar. Ek begin haar nou so klein bietjie. Nou 53 jaar van huwelik begin ek haar verstaan en ek het haar lief. Prys sy naam. Het ek nou 'n bietjie afgewyk van my preek af? Dink jy so? Bietjie afgewyk. Nou ja, dis ook goed om soms 'n bietjie af te wyk, dit toon dat jy menslik is. Kom ek sê nog 3 dinge vir julle vanaand en dan gaan ons huis toe. Nadat hy versoek was en hy teruggekom het Nasaret toe, het hy in die sinagoge gegaan, sê Lukas 4 vanaf vers 16, soos hy die gewoonte gehad het om op die Sabbat na die sinagoge te gaan. En die boek van die profeet Jesaja is hom oorhandig. En toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek, kry Jesus die plek. Hoe hy aarde het hy geweet, waar staan dit geskryf? Die gees van Christus wat in Jesaja was, het daai woorde laat neerpen. Jesus het dit self geskryf. Wonderlik nie. Kry die plek waar geskryf is, Jesaja 61 vers 1, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur, om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is, in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Die Here het my gesalf. Die Heilige Gees het op Jesus gerus. Die Gees wat ons eenmaal uit die dood sal opwek, wanneer Jesus ons kom haal.
Het op Jesus gerus. En dan kom ons dink so 'n bietjie oor 2 openbaringe. Ek wil dit noem openbaringe. Wanneer mense praat, dan is dit teologie. Terwille van julle wat die kursus aanbied, kollega. Wanneer mense oor God nadink, wanneer mense oor God iets sê of oor sy werke iets sê, dan praat ons teologie. Theos, logos, teologie, beteken 'n woord wat oor God gespreek word. En daar is verskillende soorte teologie. Daar is 'n Rooms-Katolieke teologie, daar is 'n gereformeerde teologie, daar is selfs 'n Pinkster teologie, daar is 'n feministiese teologie. Dit hang af van die akker waarvandaan die teologie bedryf word. Voor 1994 was daar in Suid-Afrika 'n bevrydingsteologie. Nadat daar 'n demokratiese stem gekom het, het bevrydingsteologie verdwyn. Jy hoor nooit meer van bevrydingsteologie nie, want daai akker is vernietig. Sien u dit? Daar is 'n feministiese teologie. Wanneer ons praat, is dit teologie. God praat ook, maar hy praat nooit teologie nie. God spreek woorde van openbaring. God spreek woorde van openbaring. God speaks words of revelation. God does not theologize. Nooit. En ek hou van openbaringe in die skrif. Dis die dinge wat my aanvuur. En ek wil gou vir julle 2 openbaringe vertel. Miskien het julle dit al gegryp en bymekaar gesit. Miskien is dit bietjie vars. Wil julle graag 2 openbaringe hoor? Van wat die Heilige Gees, ja, broer, maar jy lag daar hard hoor. Hy is 'n geseënde van die Here, is hy nie? Ja. Ek sê, ek wil vir julle 2 openbaringe vertel, van wat die Heilige Gees, die Gees oor wie ons vanaand praat, op die dag van die kruisiging van Jesus gedoen het. Ek gaan vir julle iets vertel wat die Heilige Gees op die dag van die kruisiging gedoen het. As jy die evangelies lees, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en jy lees Matteus 27 en verder, waar die kruisiging beskryf word, en jy lees Markus 13 en verder, waar die kruisiging beskryf word, en jy lees Lukas 23 en verder, waar die kruisiging beskryf word, en jy lees Johannes 19 en verder, waar die kruisiging beskryf word, dan word daar in nie een van die 4 evangelies enige melding van die Heilige Gees gemaak nie. Jy kan nie by die kruisigingsgebeure enigiets oor die Heilige Gees lees nie. En tog was die Heilige Gees dinamies, aktief, betrokke by die kruisiging van Jesus. Die Here Jesus vul 2 ampte wat die Vader aan hom gegee het. Die een is die ampt van regter, wanneer hy terugkom, en die ander is die ampt van hoëpriester, wat hy nou reeds beklee op hierdie oomblik. Dat hy die regter is, sê Petrus in Handelinge 10 vers 42 vir die huishouding van Kornelius. Hy het ons bevel gegee, Jesus het ons bevel gegee, om aan die volk te verkondig, en met krag te betuig, dat dit hy is, wat deur God bestem is, as regter van lewende en dode. Dit beteken dat die een wat aan die einde van tyd op die wit oordeelstroon gaan sit, die Here Jesus sal wees. Daniël leer, die Vader gaan ook daar wees, maar hy gaan op 'n rooi troon sit. En ek wil nou nie op die trone waarop hulle sit ingaan nie, maar so is dit. Jesus gaan die oordeel uitspreek, want die Vader het hom as regter aangestel. Jy kan maar sê amen. Dis die waarheid, hoor. Tweedens is Jesus ons hoëpriester. Hebreërs 3 vers 1 sê, daarom my geliefdes, let op
die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Jesus Christus. Die Vader het vir hom gesê, ek sweer by myself, u is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Jesus is ons hoëpriester. Sê asseblief amen. Ja. Maar op die dag van die kruisiging was Jesus nie die regter nie. Hy was die beskuldigde. Ek sê op die dag van die kruisiging was Jesus nie die regter nie, hy was die beskuldigde. En 'n beskuldigde kan homself nie vryspreek nie. 'n Beskuldigde kan nie as regter oor homself optree nie. Jesus is ons hoëpriester. Maar op die dag van die kruisiging was hy nie hoëpriester nie, hy was die lam van God wat die sondes van die wêreld wegdra. Johannes die Doper het in Johannes 1:29 gesê, toe Jesus na hom kom om gedoop te word, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegdra. Dis 'n lam wat gekruisig word. Dus het Jesus in twee ampte inbeweeg, kom ons sê maar ampte, in die ampt van beskuldige, in die posisie van beskuldigde en in die posisie van die offerlam, waar sy regterskap en sy hoëpriesterskap teenoor homself van nul en geener waarde was. Maar dan moes 'n regter wees wat Jesus kon vryspreek. En toe die Vader 'n regter gevind in die persoon van die Heilige Gees. Op die dag van die kruisiging het die Heilige Gees Jesus vrygespreek. Dis 'n openbaring. Op die dag van die kruisiging het die Heilige Gees Jesus vrygespreek. Kom ek vra vir julle, glo julle dat God soms drome aan mense gee? Ek kan nie hoor nie. Glo julle Handelinge 2 vers 17 wat sê, in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense, kyk vir wie kyk ek nou, en julle ou mense sal drome droom. Nie vir jou gekyk nie, ek het vir hom gekyk. En julle ou mense sal drome droom. Glo julle dit? Glo julle God kan vir 'n mens 'n droom gee? Nie alle drome kom van God af nie, hoor. Party drome sê te veel rooi vleis gisteraand. En nou kom daar 'n nagmerrie. Dis nie die Here wat met jou praat nie. As God met jou in 'n droom praat, sal jy dadelik in jou gees gewaar, maar hier het die Here met my gepraat. En weet julle, daar die oggend van die kruisiging van die Here Jesus, het die Heilige Gees vir iemand 'n droom gegee. Ja, die oggend van die kruisiging, vroeg, het die Heilige Gees 'n heidense vrou, 'n ongelowige vrou, in haar slaapkamer besoek. En die Heilige Gees vir die ongelowige vrou 'n droom gegee. Ons ken haar naam, nie uit die Bybel uit nie, want die Bybel gee nie haar naam nie, maar sekulêre geskiedenis noem haar Claudia Procula. Daardie oggend van die kruisiging het die Heilige Gees vir Claudia in haar slaapkamer besoek en vir haar 'n droom gegee. En toe sy wakker word, het sy 'n briefie vir haar man gestuur en sy naam was Pontius Pilatus. Gehoor van Pontius Pilatus? En die Bybel sê in Johannes 27 vers 19, meen ek, ja, toe hy op die regbank sit met Jesus hier voor hom, het sy vrou 'n boodskap na hom gestuur en vir hom gesê, moet tog niks te doen hê met hierdie regverdige man nie, want ek het vandag in 'n droom baie gelei om sy ontwil. Jesus staan in die beskuldigingsbank voor Pilatus. Pilatus het hom skuldig verklaar, alhoewel hy sy hande gewas het hy hom laat kruisig.
Maar voordat Pontius Pilatus as regter oor Christus sit en hom veroordeel, spreek die Heilige Gees as God se regter die Here Jesus in 'n droom regverdig. Want Claudia sê vir Pilatus, moet tog niks te doen hê met hierdie regverdige man nie. Voordat die aarde hom veroordeel, spreek die hemel hom vry. Dis nie die enigste teks in die Bybel wat dit sê nie. Dis die enigste teks wat oor Claudia praat, maar daar's 'n ander teks wat ook praat oor die vryspraak van Christus, oor die regverdige verklaring van Christus, en dit is 1 Timoteus 3 vers 16. Dis 'n bietjie 'n moeilike versie, want hy het 6 verskillende onderafdelings, maar ek gaan dit aanhaal en dan luister julle na 1 Timoteus 3 vers 16. En onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. 1. God is geopenbaar in die vlees. 2. Is geregverdig in die gees. 3. Het verskyn aan engele. 4. Is verkondig onder die heidene. 5. Is geglo in die wêreld. 6. Is opgeneem in heerlikheid. Daar staan nie 1 tot 6 nie. Ek sê dit net om dit vir julle makliker te maak. Onteenseglik, without controversy. Great is the mystery of godliness. Dit wat die Godsopenbaring kom doen het, is 'n groot saak. God is geopenbaar in die vlees. Jesus was Immanuel, God met ons. 2. Is geregverdig in die gees. Nou sê van die Engelse vertalings en die New King James, was vindicated by the Spirit. Is deur die Gees vrygespreek? Of is deur die Gees regverdig verklaar? Daar sê die Bybel in 1 Timoteus 3 vers 16, dat die Here Jesus deur die Heilige Gees regverdig verklaar is. Dis wat Pilatus se vrou in die droom gehoor het. Moet niks te doen hê, sê sy, met hierdie regverdige man nie. Want ek het vandag in 'n droom baie gelei. Nou wonder ek, hoekom het Claudia so gelei in haar droom? Ek dink die woord regverdig gee vir ons 'n aanduiding. Ek dink wat die Heilige Gees gedoen het, was dat hy Jesus se geregtigheid teenoor Claudia gestel het, teenoor haar sondigheid. En julle weet, die duisternis kan nie voor die lig bly staan nie. Want die woord geregtigheid word gebruik. Kyk, as hierdie vertrek nou pik donker is. Hier is nie 'n greintjie lig in hierdie vertrek nie. En ons sit hier vir 'n uur en ons oë word gekondisioneer aan die duisternis, aan die donkerte. En skielik sit hulle al die helder ligte in hierdie vertrek aan. Wat sal ons doen? Ons sal dit doen. Is ek reg? Ek vra, is ek reg? Wanneer jy in 'n donker vertrek is, in die skerp helder lig word skielik aangesit, dan maak die lig jou seer. Ek het vandag in 'n droom baie gelei. Ek het seer gehad. Sien nie dit? So ek dink wat daar gebeur het, Lorenz, is dat die geregtigheid van Christus was, nee, haar sondigheid was gekonfronteer met die geregtigheid van Christus, toe die Heilige Gees Jesus in die droom vrygespreek het. Halleluja. Halleluja. Voordat Pilatus hom veroordeel, voordat die aarde hom veroordeel, spreek die hemel hom vry. Maar Jesus was nie net die beskuldigde nie, hy was ook die offerlam. Hy het aan die kruis as 'n offer gesterf. Mense kruisig iemand, 'n misdadiger. Hy word deur mense gekruisig. Maar 'n priester offer 'n lam. Jesus was deur die Romeine gekruisig en deur die Jode en deur ons sondes, maar Jesus was geoffer
deur die Heilige Gees. En toe die Vader 'n hoëpriester nodig het om Jesus te offer, toe gebruik hy daarvoor die Heilige Gees. En daar is een teksversie in die Bybel wat dit sê, en dit is Hebreërs 9 vers 14. Vers 13 sê, as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Daar tree die Heilige Gees as hoëpriester op. Dis nie sy ampt nie. Die Heilige Gees is nie die hoëpriester nie. Maar daar was nie 'n ander hoëpriester om die lam te offer nie. Want Jesus die hoëpriester was lam en hy kon homself nie offer nie. 'n Lammetjie kan nie sy eie keel afsny nie. En ook toe hy beskuldig was voor Pilatus, toe spreek die Heilige Gees hom vry. He was vindicated by the Spirit. Lorenz, kom staan hier by my. Ek wil vir u mooi vra. Moenie ongeduldig wees met God nie. Moenie ongeduldig wees met God nie. God weet wat hy doen. As hy nie die datum van die wegraping aan ons bekend gemaak het nie, dan het hy bedoel ons moet dit nie weet nie. Die engele weet dit nie. Die apostels het dit nie geweet nie. Helen het gesê, as 'n groot bobbejaan soos jy dit nie weet nie, moet 'n klein bobbejaantjie soos ek dit weet. Dis nou wanneer ek en my vrou oor iets praat en ons weet nie wat is die antwoord nie. As 'n groot bobbejaan. As 'n groot bobbejaan soos jy dit nie weet nie, hoe moet 'n klein bobbejaantjie soos ek dit weet? Sê Helen vir my, kyk maar toevallig na jou kant toe, pastoor. Moenie ongeduldig wees met God nie. Dien die Here. God bly getrou. Al verstaan ons nie altyd sy werkinge nie. Al sien ons nie altyd alles duidelik nie. Ek sê vanaand vir julle, oor die 54 jaar wat ek in die bediening staan, was God, Vader, my Vader, nog altyd getrou teenoor my. En die Here Jesus was getrou teenoor my. En die Heilige Gees was getrou. Nou vra die pastoor ek met die wegraping verduidelik. Ek sal een teks vir julle quoteer waarin die wegraping van die kerk baie duidelik aangebied word, en dit is 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13 tot 18. Waar Paulus sê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Vers 14. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, glo julle dit? Want Paulus sê, vers 14, 1 Tessalonisense 4 vers 14, as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, ek vra, glo julle dit? Dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Waar is hulle dan nou? Hulle is in die hemel. As 'n gelowige nou sterf, gaan daardie gelowige hemel toe. As 'n sondaar sterf, gaan hy na die doderyk aan die hart van die aarde. Saam met hom bring, want dit sê ons vir julle vers 15, deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis, hoegenaamd nie sal voorwees nie. 16. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel,
En met geklank van die basuin van God en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opslaan. 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, dit wil sê die wat gesterf het. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. Ons sal in wolke weggevoer word. Die Griekse woord harpazo, wat daar gebruik word, beteken weggeruk word. Daardie woord word in Handelinge 8 gebruik, waar Filippus die hofdienaar van Ethiopië gedoop het, en nadat hy die water opgekom het, het die Gees Filippus skielik weggevoer, harpazo, het hom weggeruk en hom in Asdod gaan neersit. Daardie woord word gebruik in 2 Korintiërs 12, harpazo, waar die Bybel, waar Paulus sê, ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede, of dit aan die liggaam was, weet ek nie, of in die vlees weet ek nie, dat so iemand weggeruk was tot in die 3de hemel. Harpazo, dieselfde woord wat vertaal word met wegvoer, maar wat ons in die algemene taal wegraap noem. Die wegraping van die kerk. Daardie woord word gebruik in Openbaring 13, 14, waar is dit nou? Openbaring 12, daar is die antwoord. In Openbaring 12, waarvan die manlike kind gepraat word, wat na sy geboorte deur die Heilige Gees weggeruk is, hemel toe. Die wegraping beteken dat God deur sy Gees 'n krag op ons gaan uitoefen, nadat ons vanaf hierdie sterflike verander is in onsterflikheid. Dit wil sê, terwyl jy nog so staan in die basuin blaas, gaan jy skielik verheerlik word, en jy gaan 'n opstandingsliggaam ontvang. Dit gaan nog jy wees, maar jy gaan 'n onsterflike liggaam ontvang. Sê asseblief dankie Vader. Dankie Vader. En dan gaan die Gees ons almal wegvoer, die Here tegemoet in die lug. Die eerste koms van Jesus het oor 33,5 jaar afgespeel, van sy geboorte tot by sy hemelvaart. Van Jesus se geboorte tot by Jesus se hemelvaart was ongeveer 33,5 jaar. 30 jaar waar hy in Nasaret gewerk het, en 3,5 jaar waar hy tydens sy bedien het. Die wederkoms van die Here speel af oor 7 jaar. Daniël noem dit die 70ste week, Daniël 9:27, 7 jaar. Dit begin met die opstanding van die regverdiges. Wanneer die basuin in die hemel blaas, en Jesus afkom, dan begin die wederkoms. En wanneer Jesus dan afkom, en ons verander word ons weggevoer, dus vorm die wegraping deel van die wederkoms. Sien u dit? Maar die Here kom nie tot op die aarde nie, hy kom tot in die lug. En dan gaan ons hom tegemoet, en dan gaan ons in die hemel 2 dinge ondervind. Die een is, ons gaan ons loon en ons erfporsie ontvang voor Jesus die regter, wanneer hy jou gaan beloon vir wat jy op die aarde vir hom gedoen het. En wanneer jy jou erfporsie as erfgenaam van God ontvang, en daarna gaan ons in die hemel aan die bruilofsmaal van die lam sit, waar ons gaan eet. En waar ons na die Vader gaan luister, wanneer hy Jesus salf met vreugdeolie oor sy metgeselle, en waar hy aan Jesus sy troon gee en sy krone gee. Daar gaan ons by wees wanneer Jesus vir die Vader, volgens Hebreërs 2, 'n lied gaan sing, en wanneer hy vir ons gaan vertel van die wese van God. By die bruilofsmaal van die lam gaan Jesus preek, hy gaan ons vertel van sy Vader. Die bruidegom gaan vir ons van sy Vader. Miskien as ek oor 4 jaar weer kom kuier, kan ek bietjie hieroor praat. Sal julle geduldig wees? En dan gaan ons as kerk, as gelowiges van alle eeue,
gaan daar 'n stem by die troon uitgaan en sê, prys ons God, al sy diensknegte, julle wat of vrees klein en groot. En ek het iets gehoor, Openbaring 19 vers 5, en ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte, en soos die geluid van harde donderslae, en soos die geluid, van harde donderslae en waters wat sê, halleluja, want die Here God die Almagtige het die koningskap aanvaar, en dan gaan ons hom prys. En op die aarde in daardie 7 jaar, kry die openbaring van die Antichrist, en later die groot verdrukking, wanneer mense wat nie saamgegaan het nie, baie swaar sal kry hier. En dan kom Jesus terug, en dan van die slag van Armageddon plaas.